Liewe gemeente, goeiemôre. Dit is vir my 'n heerlike voorreg om vanoggend net 'n paar minute saam met jou te kan spandeer. Ek sit natuurlik hier in die kerk. Ek het die heerlike voorreg om in hierdie pragtige fasiliteite van ons in die oggende my tyd deur te bring saam met die Here. En vanoggend, so op die laaste dag van 2025, ook iets met jou te deel voordat die nuwe jaar aanbreek. En by die geleentheid wil ek vir elkeen van julle baie dankie sê vir die jaar wat verby is. Dankie vir almal se liefde, se ondersteuning, loyaliteit en 'n besonder dankie aan elkeen wat hierdie jaar 'n aandeel gehad het in die groei en ook in die vooruitgang van ons plaaslike gemeente. Nou ja, vriende, soos wat julle weet, die laaste dag het aangebreek en natuurlik is 'n nuwe jaar wat ons voorlê en is my heerlike voorreg om dan ook die tema vir 2026 vanoggend aan te kondig. Die tema vir 2026 vir ons gemeente is dan jaar van groei. En die tema teks wat die Here op my hart gelê het vir die gemeente en vir die jaar kom uit Efesiërs hoofstuk 4 vers 15 waar Paulus sê: "Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus." Ja, dis die hart van die Here dat ons sal groei in 2026. En dat ons sal groei, natuurlik eerstens geestelik, maar dat ons nie net geestelik sal groei nie, maar dat ons sal besef dat die Here wil hê dat ons sal groei in alle areas van ons lewens, sal groei na gees, na siel en na liggaam. En dit gaan die hart van bediening wees en ook van ons visie vir 2026 is om toe te sien dat ons mense, God se mense, sal groei in al drie areas van hulle lewens, na gees, na siel en na liggaam, en dat ons hierdie jaar die visie wat die Here vir ons gemeente gegee het, sal uitleef, dat ons ook sal groei in ons verhouding met die Here, dat ons geloofsgemeenskap sal wees, soos wat ons visie sê, wat naby aan God leef, maar dat ons ook nader aan mekaar sal groei, en dat ons ook sal groei met 'n groter wordende impak in die wêreld waar die Here ons leef, nie net plaaslik in ons eie gemeenskap nie, maar nou ook na die uithoeke van die aarde, sodat die evangelie boodskap van Jesus elke mens kan bereik. En dis die hart van die Here vir ons vir 2026. Nou ja, liewe gemeente, natuurlik sluit ons die jaar af vanaand met 'n oujaarsnagdiens, 'n spesiale diens. Om 11:15 vanaand begin ons en ek vertrou die Here vir 'n spesiale tyd. Ons het ook 'n doopdiens. Dis die eerste keer in al die jare van die bediening wat die Here dit op my hart lê, en daar is ook doopkandidate wat vanaand om middernag die Here deur die doopwater gaan volg. En ek wil jou uitnooi om deel te wees hiervan. Moenie die nuwe jaar ingaan losgemaak van dit waarmee die Here besig is in sy gemeente nie, want dit het 'n direkte uitwerking op jou eie lewe en ook hoe die jaar vir jou in 2026 sal verloop. So ons kom by mekaar om 11:15, ons gaan heerlik saam die Here aanbid, loof en prys. Ek gaan 'n woord bring wat die Here op my hart gelê het, 'n spesiale woord wat jy nie moet mis nie. En dan om 12:00 gaan ons doopkandidate doop, en daarna gaan ons lekker saam kuier om 'n koppie koffie hier by die kerk. En so ons kyk uit vir jou. Koop die tyd uit, doen die moeite, en ons vertrou om jou saam met ons te sien. En dan natuurlik, terwyl die nuwe jaar dan afskop, op die eerste donderdag, het ons ook weer 'n toegewyde tyd van vas en gebed wat aanbreek. 21 dae van vas en gebed, en hierdie jaar gaan ons dit so bietjie anders benader as verlede jaar. Ons het verlede jaar baie tyd ingesit om videogrepe en stemboodskapopnames te maak met ook boekies en ook enkel bladsy PDF inligtingstukke wat handel oor die onderwerp van vas en gebed. En hierdie jaar het ons dit gelaai op ons YouTube platform. Die skakel sal onderaan die skerm verskyn, en daar is al 23 van daardie boodskappe dagstukke opgelaai wat jy kan aflaai, na luister, kan deel met ander mense, en ek beveel aan dat jy dit wel doen. En daar sal jy al die riglyne kry rondom die onderwerp van vas en gebed, en daar kan jy ook, en ek glo jy het reeds dit ook met die Here uitgeklaar, hoe jy jou 21 dae van vas en gebed wil benader. En natuurlik is hierdie tyd wat ons toespits op gebed, en natuurlik vas help ons om ons fokus te skuif na die Here toe, en deur onsself op daardie wyse te verootmoedig voor die Here, ook ons gees sensitief te maak om werklik te hoor wat die Here vir ons wil sê, vir elkeen van ons persoonlik, ook vir ons as 'n gemeente en vir die pad wat voor lê in die jaar van groei. En soos jy enigstens vashak, en jy welkom om na die kerkkantoor te skakel of 'n e-pos te stuur, dit sal ook onderaan die skerm verskyn.
En ons sien uit daarna om elkeen wat deel is van hierdie gemeente, wat hulle self deel af van die gemeente, saam op hierdie geloofsreis te vat, tyd van verdieping, en ons kyk uit met verwagting dat dit vir die Here in en deur ons lewens in 2026 gaan doen. En dan ten slotte wil ek afsluit om 'n spesiale beroep op elke een van ons lidmate te doen. Elke een wat 'n lidmaat is van ons gemeente, jy is deel van die familie van God. Jy is deel van die Aggies Vryheid Nuwe Lewe gemeente, en die Here het ons almal hier gesit vir 'n doel. Jy het 'n rol om te vervul. Sommige van ons rolle is groter as ander, sommige se rolle is meer in die kollig as ander, maar elkeen van ons, Paulus sê in 1 Korintiërs 12, julle is lede van die liggaam, en hy sê een lid kan nie sê dat die ander lid nie nodig is nie, want so die Here ons saamgevoeg en het elkeen 'n deeltjie om te doen. Maar dit is ook so dat die liggaam net kan funksioneer as elke een van die ledemate van die liggaam ook hulle verantwoordelikheid opneem, en dit hou verband natuurlik ook met die gee van tiendes en offergawes. Ons is baie dankbaar vir elke een wat hierdie jaar in gehoorsaamheid en in geloof maandeliks bygedra het tot die werk van die Here, dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie pragtige kerk, die bedieninge en die fasiliteite en ook die reikwyte en die impak van ons bedieninge te versterk en verder uit te brei. Maar geliefdes, dit is nie moontlik vir ons om vorentoe te gaan, die werk van die Here volhoubaar te doen sonder die finansiële bydrae van elke lidmaat nie. En daarby bedoel ek elke lidmaat. Daar is nie iets soos 'n groot of 'n klein tiende nie. 'n Tiende is 'n tiende, en ja, die tiende behoort aan die Here. En daarom wil ek 'n spesiale beroep op jou doen, om hierdie jaar ook te groei, ook in jou toewyding om te gee vir die werk van die Here. En uiteindelik is dit 'n saak, ja, nie net tussen jou en God nie, maar ook tussen jou en jou medegelowige, want jy is deel van 'n liggaam en ons het mekaar nodig. Help ons om hierdie jaar op 'n sterk noot af te sluit, nie net geestelik nie, nie net emosioneel nie, maar ook na die fisiese, sodat ons die jaar kan ingaan met goeie reserves, met hulpbronne wat ons kan terugploeg in die werk van die Here in. En van my kant af, van my vrou Adel en ook ons gesin, wil ek uit die diepte van my hart uit vir elkeen dankie sê wat die jare groot opofferings gemaak het om te gee. Finansiële inperkings in die huis aanpassings gemaak het om dit moontlik te maak vir ons om te doen wat ons doen. Ons waardeer dit, en vir ons is dit 'n daad van liefde wat nie ongesiens verbygaan. Mag die Here ons as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap ryklik seën in 2026, en mag dit vir vrye duidelik wees dat die Here met ons is, en mag ons gemeente 'n stad bo op 'n berg wees, 'n lig in hierdie gemeenskap en donker wêreld wat skyn tot eer en verheerliking van die Here. Broers en susters, die beste lê nog voor. Ons kyk uit vir jou. Ons hoop om jou vanaand te sien. Die Here seën vir jou. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Shalom.